Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dat dit altyd goed gaan met u, dat die waarheid van die Here se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou ek gesels weereens vandag in hierdie video oor die eskatologie, die dinge van die laaste 7 jaar. En in vandag se video gaan ons kyk na die groot verdrukking. Is dit die wraak van God, soos wat baie van die pre-trib-leraars glo? En ons gaan luister wat sê Amir Tsarfati vandag. Hy is natuurlik 'n baie groot voorstander van die pre-tribulation rapture en hy sê dat die dag van die Here is die groot verdrukking. En dan onderskei hy twee gebeure, die dag van Christus as die wegraping pre-trib en hy sê die dag van die Here is die wraak wat gaan plaasvind by die wederkoms van Christus. Nou ongelukkig verstaan hierdie mense dit baie verkeerd. Die groot verdrukking is nie die wraak van God nie. Ek het nou al baie daaroor gepraat en verduidelik dat die groot verdrukking vind plaas vanaf die middel van die 7 jaar en dit na die abomination of desolation. Dan sal die groot verdrukking begin, dis vervolging en nie die wraak van God nie. Die wraak van God vind plaas na die 6de seël, na die kosmiese tekens. En hierdie leraars onderskei nie die verskil nie. En dit is hoekom hulle vashou aan 'n pre-tribulation rapture. Nou gaan vandag vir so 'n paar video's speel. Ons gaan 'n baie kort video hê en vir wys wat hierdie mense glo en hoekom hulle dit glo en hoe verkeerd dit is. So kom ons spring dadelik weg. Nou, soos altyd, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Ons gaan mekaar in liefde reghelp. Ons kan nie toelaat dat valse leringe in ons kerke insypel en dit mense se geloofslewe en hulle lewe in gedrang bring nie. Want dit is 'n leerstelling wat my en jou gaan raak, is hierdie pre-trib rapture, die valse lering van 'n pre-tribulation rapture. Daar bestaan nie so 'n leerstelling in die Bybel nie, maar mense vleg dit in die skrif in, eisegesis en sê, daar's 'n verskil tussen die pre-trib rapture en die wederkoms aan die einde. En ons gaan vandag wys, dit is nie die geval nie. So kom ons gaan kyk daarna. Nou goed, hierdie leerstelling, soos ek gesê het, van die pre-trib rapture, is 'n geweldige valse leerstelling. Dit gaan baie mense, natuurlik, hulle gaan offended wees, hulle gaan teleurgesteld wees, omdat Jesus nie gekom het soos hy moes nie, en dit is nie wat Jesus geleer het nie, maar hulle glo, hy gaan kom voor die 7 jaar, en dit gaan nie gebeur nie. Kom ons gaan kyk na daardie skets voorstelling van die pre-trib leraars. Nou, hulle glo dat hierdie periode, en ek wil dit vir julle aandui, is die groot verdrukking vir 7 jaar, en dat die wegvoering van die kerk hier moet plaasvind. Dit staan nie in die Bybel nie, maar hulle sê dit gaan hier plaasvind. En dan gaan die wederkoms aan die einde plaasvind, en dan sal God se wraakoordele natuurlik hier plaasvind, en daarom kan die kerk nie hier wees in hierdie tydperk nie. En dit is 'n valse leerstelling, en so baie mense hou vas daaraan, en hulle sê hierdie tydperk is nie bestem vir die kerk nie, die kerk is nie bestem vir die groot verdrukking van 7 jaar nie, daarom is daar 'n pre-tribulation rapture. Nou kom ons gaan kyk wat sê Amir Tsarfati oor Tessalonisense 2 vers 1 tot 3, en hy onderskei 'n 7 jaar periode vanaf die pre-trib rapture tot aan die einde van die 7 jaar. Kom ons gaan kyk. Because the Bible says in 2 Thessalonians, "Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by the word or by letter, as if from us." Look, fake news existed then. Fake news. They wrote letters as if it's from Paul. And he says, don't believe that. Listen, remember what I taught you. There are things that must happen. Don't mix the order of things. Don't let them tell you as if Christ already had come. Let no one deceive you by any means, for that day shall not come until what? There
There's no way the second coming of Jesus, because the day of Jesus is the second coming of Jesus cannot be before what? There's going to be great apostasy first, and there's going to be the rise of the Antichrist. That man of sin will be revealed, and the son of perdition who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Jy sien Amr Tsafati gaan en hy sê, moenie die orde omkrap nie, want hy glo in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 1 tot 3, dat dit leer dat daar 2 gebeure is, 'n pre-trib rapture en dan 'n sigbare wederkoms aan die einde. Daar's 'n 7 jaar periode tussenin. Maar dan sê hy ook dat hierdie gebeure, dat die wederkoms van Christus kan nie plaasvind voordat die apostasie gekom het, dis die afval van die geloof en die antichrist geopenbaar is nie. Hy sê dit kan nie gebeur, dit moet eers gebeur voordat die sigbare wederkoms plaasvind. Want die pre-trib rapture het nou plaasgevind. Daarna gaan die antichrist kom en die apostasie en al hierdie goed. Die Bybel is duidelik, die konteks van 2 Tessalonisense 2 is duidelik. Dit is die wederkoms van Jesus Christus, die eerste keer na sy kruisiging kom hy terug, wederkoms, dan word die kinders van die Here verenig met hom in die lig. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis, want die wederkoms is eenmalig. Daarna sal ons terugkeer saam met hom vir die vrederyk. Maar die wederkoms vind plaas na die groot verdrukking, en voordat dit kan plaasvind, sal daar 'n antichrist wees, 'n groot verdrukking, 'n apostasie en so meer. En dis wat hierdie mense wil hoor nie, hulle wil dit nie raak lees nie, en hulle leer so maklik dat daar natuurlik 'n pre-trib rapture gaan wees. Nou vir hulle is die wegraping en die wederkoms 2 aparte gebeure. En die woord van die Here is duidelik dat dit nie die geval is nie, maar hulle glo dit, en daar gaan 'n groot teleurstelling wees wanneer dit nie gaan gebeur nie. Nou kom ons gaan kyk, wat sê Amr Tsafati. Hy noem die 7 jaar periode, noem hy verskillende name, dis die verdrukking, dis die wraak van God en so meer. Kom ons gaan luister. We must remember the difference with the day of Christ, speaking about the return of Christ to earth, and the day of the Lord, speaking about the judgment of God upon this world. We must remember that because it appears so many times, and we must not mix the two. The tribulation is the day of the Lord, ladies and gentlemen. The Great Tribulation, it has many names, by the way. The Great Tribulation, it speaks on planet Earth in general. The wrath of God upon the wicked people. The hour of trial, it's for the saints of that era. And Jacob's trouble, that is, of course, regarding Israel. You must remember that and not confuse those things. The day of the Lord has 3 layers. First, God's dealing with Satan and his demons. Then God's dealing with the nations, and then God's dealing with Israel. Remember that. It's a span of 7 biblical years that can be clearly seen through the scriptures. Nou vir Amr Tsafati kan jy duidelik sien dat die dag van die Here is die groot verdrukking van 7 jaar en so meer. Ons gaan nou daarna kyk. Hy probeer nou die dag van Christus en die dag van die Here as 2 afsonderlike gebeure promoveer. Met ander woorde, hy sê die dag van Christus is die pre-trib rapture, en dan die dag van die Here is sy wraak. Net daarna begin die dag van die Here, die 7 jaar van wraak. En dis nie wat die skrif leer nie. Nêrens word die skrif, promoveer die skrif so iets nie. Maar dis wat hulle graag wil hê, en dis waar die groot teleurstelling gaan inkom. Hulle gaan sien dat ons gaan eers deur die verdrukking gaan, ons gaan die antichrist sien, ons gaan deur daai vervolging gaan, dan sal die Here na die verdrukking, hy gaan die verdrukking kortknip met die 6de seël, en dan gaan hy sy kerk om haar pad hou, dan sal hy sy wraak uitgiet oor 'n goddelose wêreld. Nou hulle glo dat baie Christene gaan in hierdie 7 jaar daar wees. Nou vra ek die vraag, is dit moontlik dat God teen sy woord kan gaan en die wêreld gaan straf saam met sy kinders? Dit is mos nie, dis nie wat God doen nie, hy gaan dit nie doen nie. Ons het gesien by Sodom en Gomorra, ons het gesien met Lot, met Noag, hulle het eers in die ark en toe kom die wraak. Sodom en Gomorra, Lot en sy gesin uitgelei,
toeval die vuur. Die Here gaan nie sy kinders straf saam met die wêreld nie. En dis mos wat gaan gebeur in die groot verdrukking. Gaan daar mense wees wat tot bekering gaan kom, hulle gaan die Here ontmoet en mense wat reeds gered is, gaan doodgemaak word deur die Antichrist. Is dit die wraak van God is, dan straf God mos nou sy kinders saam met die wêreld. En dit kan nie gebeur nie. Dus dit is nie wat die skrif leer nie. Hy gee vir die name vir die laaste 7 jaar. Kom ons gaan kyk. Hy sê dis die groot verdrukking, dis die dag van die Here, is die groot verdrukking, dis die wraak van God. Dan sê hy dis die uur van beproewing en hy sê die benoudheid van Jakob. Nou ek wil nie vandag praat oor die benoudheid van Jakob nie, maar ons weet dit begin in die middel, dis nie 7 jaar lank nie. Nou, dit is wat hierdie mense glo. Hulle hou vas aan die gedagte dat die dag van Christus is die wegraping voor die 7 jaar en die dag van die Here is dan die wraakoordele wat daarna plaasvind. En die skrif leer dit hoegenaamd nie. En dit is juis hoekom hierdie mense glo aan 'n pre-trib rapture. Want ons kan nie in God se wraakoordele wees nie. Nou kom ons gaan kyk wat sê Raymond Lombard. Hy stem heelhartig saam en hulle almal sal saamstem, want dit moet vir hulle sin maak volgens hulle doktrine. Ons gaan luister wat hy sê. So die Bybel is tog duidelik in die Nuwe Testament dat die kerk het nie deel aan die toorn van God nie. En 'n ander naam vir die toorn van God in die Nuwe Testament, 'n ander beskrywing, is die groot verdrukking waarvan ons in Matteus 24 en ook in Matteus in Openbaring hoofstuk 7 van leer. 'n Sistematiese, letterlike interpretasie van alle Nuwe Testamentiese skrifgedeeltes wat handel oor die wegraping, sal enige navorser van die Bybel en 'n ernstige leser van die skrif lei na 'n voor groot verdrukking standpunt, of dan soos dit bekend is, 'n pre-trib viewpoint. 'n Pre-trib beteken voor groot verdrukking standpunt of gesigspunt. Nou daar's geen skrifgedeelte, ek sê weer, geen skrifgedeelte, wat enige iemand kan lei na 'n standpunt van 'n pre-tribulation rapture. Jy moet dit in die woord inlees. I said Jesus, jy moet dit invleg om jou standpunt te regverdig. Nie een van hierdie mense het ooit na my toe teruggekom, nadat ek al verskeie kere vir gevra het, wys my waar leer die woord van die Here dat die kerk weggevat gaan word voor 'n 7 jaar periode nie. Hulle sal vir jou sê, nee, maar ons gaan nie deur die toren nie, maar dis nie wat die woord praat van verdrukking, dit is telipsis, en die ander woord vir wraak is orgei. Dis 'n groot verskil, en hulle besef nie dat die kerk eintlik maar bestem is tot vervolging en verdrukking nie, maar nie tot die wraak van God nie. Ons gaan nie deur die wraak gaan nie, dis duidelik. God gaan nooit sy kinders saam met die wêreld straf nie, maar vervolging word deur die wêreld toegepas op die Christen. En die Bybel is duidelik daaroor. Maar hierdie mense wil dit probeer ontduik deur 'n teologiese standpunt wat nie sin maak nie, wat nie in die woord van God voorkom nie. Nou hy sê die groot verdrukking, die kerk het nie deel aan die toren van God nie. Die groot verdrukking is nie die toren nie. Die groot verdrukking is telipsis. Dit beteken vervolging. Die toren van God is orgei. Dis die Griekse woord orgei, wat beteken dat God met mense straf. God straf nie mense in die groot verdrukking nie. Hy straf hulle na die groot verdrukking. Dis wanneer die kerk weggevat is. Hy sê 'n ander naam vir die toorn is die groot verdrukking en daarom leer die Bybel 'n pre-trib standpunt. Dit is net nie skriftuurlik nie. Maar hierdie mense hou daaraan vas en dit gaan baie van wanneer dit nie gaan gebeur nie, gaan hierdie mense in die moeilikheid wees by hulle lidmate, veral die wat natuurlik vals was en nie waarlik Jesus liefgehad en geken het nie, dan gaan daar vervolging uit die kerk kom. En hierdie mense leer hierdie gemaklike doktrine van 'n wegraping voor probleme wat nooit gaan plaasvind nie. Goed, the pre-trib rapture doctrine is setting up Christians from the last generation for a terrible crisis they are not expecting and which might result in a spiritual destruction of many. Hierdie leerstelling gaan baie mense
kwaad hê en hulle gaan hulle geloof verloon. Hulle gaan natuurlik baie teleurgesteld wees omdat Jesus nie gekom het nie. En hulle gaan baie van hierdie mense gaan hulle geloof verloor. Jy kan dit gaan lees in Matteus 24 vers 4 tot 7, 6, 7 daar rond. Gaan kyk maar. Hulle gaan offended wees. Want Jesus het dan nie gekom nie. En hy het gesê hy gaan ons kom haal. Maar hy het nie gekom nie. Nou is ons in die verdrukking. En baie mense gaan baie teleurgesteld wees. Mag die Here ons help om die woord van God te onderskei tussen die verdrukking en die wraak. En dat ons hier gaan wees vir verdrukking, maar nie vir die wraak van God nie. Tot die volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.